Môre julle en aan al die luisteraars. Jy kuier weer vanoggend weer saam met my hierso tussen koffie en genade. Ek is Lisel van Sail en vir die volgende 2 ure gaan ons 'n bietjie saam kuier. So ons praat hierdie maand 'n bietjie oor iets om vooruit te sien. Ons is in die begin van 'n nuwe jaar. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die waarheid wat jou vrymaak. So ons gaan praat oor verskeie beginsels, want soos ek sê, dis 'n nuwe jaar en wat gaan jy kies om te skry in jou lewensboek die jaar? Hoe sien jy 2026? Waarvoor sien jy uit? Is jy opgewonde? Ons moet nooit ophou droom nie. So kom kuier saam en mag jy opnuut weer jou drome en jou visies wat die Here vir jou instoor het, weer ontdek. So ons gaan praat oor verskeie beginsels as dit kom by drome en hoe om dit te bewerkstellig. En soms is dit net 'n mindset wat ons moet verander. So gaan kry vir jou 'n gerus 'n koppie koffie en kom gou weer terug. Ons gaan net gou-gou 'n breek vat. Môre julle en aan al die luisteraars. Jy kuier weer vanoggend weer saam met my hierso tussen koffie en genade. Ek is Lisel van Sail en vir die volgende 2 ure gaan ons 'n bietjie saam kuier. So ons praat hierdie maand 'n bietjie oor iets om vooruit te sien. Ons is in die begin van 'n nuwe jaar. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die waarheid wat jou vrymaak. So ons gaan praat oor verskeie beginsels, want soos ek sê, dis 'n nuwe jaar en wat gaan jy kies om te skry in jou lewensboek die jaar? Hoe sien jy 2026? Waarvoor sien jy uit? Is jy opgewonde? Ons moet nooit ophou droom nie. So kom kuier saam en mag jy opnuut weer jou drome en jou visies wat die Here vir jou instoor het, weer ontdek. So ons gaan praat oor verskeie beginsels as dit kom by drome en hoe om dit te bewerkstellig. En soms is dit net 'n mindset wat ons moet verander. So gaan kry vir jou 'n gerus 'n koppie koffie en kom gou weer terug. Ons gaan net gou-gou 'n breek vat. Welkom terug julle. Ons kuier nou vanoggend en ons gaan vanoggend 'n bietjie praat oor die waarheid wat jou vrymaak. So die eerste beginsel wat ek graag met julle wil deel is, hou op om jouself te vergelyk, want daar is net een jy. Soveel mense mis uit en is so besig om vrede en vreugde te verloor, want hulle vergelyk hulle self die heeltyd met mense om hulle. Hulle kyk wat het ander en wat het ek nie. So jaloesie oor ander mense se geluk keer dat jy self by geluk kan uitkom. En dit is juist daar vir ons die beginsel ook moet leer om ander se geluk te celebrate. Veral as dit swaar gaan in jou lewe, is dit dalk moeilik, maar as jy hierdie beginsel kan begin toepas in jou lewe, dan kan jou drome en jou roeping en dit wat die Here vir jou instoor is, weer werklikheid word. Jy weet nie noodwendig altyd hoe nodig het daai persoon dalk die promosie gehad nie. Jy wou graag daai promosie gehad het en nou het daai ander ou dit gekry. En dan is mens maar bietjie nie baie gelukkig daaroor nie, maar dalk het hy dit brood nodig gehad. Dalk het sy vrou siek geword en net hulle ander onkostes. Net so met wanneer iemand op vakansie gaan, dan sê dit, o ja, julle is so lucky. Maar jy weet nie dalk hoe nodig het daai mense daai vakansie gehad nie. So solank jy die heeltyd staar na ander mense se geluk en mooi, mis jy jou eie mooi in jou lewe. En dit is presies die strategie van die vyand. Hy wil ons gevange hou en die heeltyd laat ons kyk met ondankbaarheid. Wat het daai persoon en ek het dit nie. En weet julle wat? Dis ook 'n groot rede hoekom mense depressief is. Want hulle is die heeltyd van, o, daai mense is so lekker, o, daai nou dit. Hulle kyk so na mense om hulle en begeer ander mense se lewens sonder om te sien wat het hulle reg
voor hulle. Elkeen van ons het mooi in ons lewe en elkeen van ons het met tye donker seisoene. En dit is so belangrik dat wanneer jy in jou donker seisoen is, juis nie begin kyk en jaloers word op dit wat ander het nie. Hoe sal jy graag wil hê moet iemand jou hanteer as jy geseënd is? Wil jy hê mense moet afgunstig wees, van jou skinder jou afbreek, of wil jy hê hulle moet saam met jou celebrate? Hoe wil jy hê moet mense jou hanteer as jy in donker tye is? Wil jy ondersteuning hê en wil jy hê mense moet empatie hê? En dis presies, jaloesie maak jou selfsugtig, dat jy nie saam met ander mense het kan celebrate nie, en jy het geen empatie vir 'n ander persoon nie. En soos hulle sê, jealousy makes you nasty. So jaloesie en vergelyking vernietig 'n mens van die binnekant af. So as jy die jaar 'n volle, gelukkige lewe wil hê, moet jy ophou om jouself te vergelyk met ander. En hier kom ons by ons 7de punt. Laasweek het ek 'n paar punte gedeel en so elke nou en dan sal ek net weer al die punte noem van wat dit is stappie vir stappie, hoe jy hierdie jaar in vervulling kan kom en dit wat die Here vir jou geroep het om te wees, om dit te werkstellig. So ons 7de beginsel is, ontdek weer wie jy is, sonder om jouself te vergelyk met ander mense. Definieer weer presies wat is God se plan vir jou lewe, en nie noodwendig wat jy gesien het ander het, en nou dink jy, ek gaan gelukkig wees as ek dit het nie. Ontdek wat is joune, wat die Here vir jou gegee het. Baie keer, dan kyk jy na hierdie romantiese komedies, en nou, dat die Kersseisoen ook verby was, is daar al hierdie Kersstories, en is altyd so 'n storie van hierdie beroemde skrywer, of hierdie beroemde sanger, en dan lyk dit so, hulle lewe is so lekker, en dit is so, hoe lekker moet dit nie wees om so tipe lewe te lei nie, en dan wil jy dit graag hê, maar jy kan nie 'n noodwendig hou om jou lewe te red nie, en dit is wat ons ook moet ontdek. Meeste van hierdie stories is so 'n illusie, en dit is nie 'n realiteit nie. Jy moet weer ontdek wat is uniek aan jou. Wat is dit wat jou tot vervulling gaan bring, en wat dit is wat jy in 2026 wil vervul in jou lewe. So hier is ook 'n paar vragies wat jy bietjie kan stil staan, en daai boekie wat ek laasweek oor gepraat het, hier's 'n paar vrae wat jy hierdie week vir jouself kan vra. Hoe lyk sukses vir jou? Julle, dis verskriklik belangrik om hierdie elemente identifiseer. En ons gaan ook 'n bietjie daar praat van hoe sekere sukses so 'n misleidende idee kan wees, wat eintlik nie ware sukses in mense lewe gaan bring nie. Want as jy net jaag na roem en om welaf te wees en om geld te hê en besittings te hê, gaan dit nie noodwendig sukses wees nie, want jy gaan nie noodwendig vervulling beleef nie. Want sukses op die ouende is wanneer jy volgenoegd is, wanneer jy satisfied is, wanneer jy content is, wanneer jy op 'n plek kom waar jy weet dis waar ek wil wees, waar die Here wil hê ek moet wees. Die volgende vraag wat jy vir jouself kan vra is, wat het ek nodig om daar uit te kom? Want baie keer het ons planne en ons het drome en ons het al hierdie idees, maar ons dink nie verder nie. Wat het ek in my vermoë om daar uit te kom? Is dit ooit in my vermoë? En ons het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat. En dan die laaste vraagie wat jy vir jouself kan vra is, wat is ek bereid om te doen om dit te bereik? En hierdie is regtig een van die belangrikste vrae, want baie keer moet ons eerlik wees met onsself, en wat ons moet besef, wat is in my bereik en wat is ek bereid om te doen? Want baie van ons soek die vrug, ons soek die seën, ons soek die blessing, maar ons is nie bereid om die pad te loop om daar uit te kom nie. Soos ons laasweek gesels het, jy gaan alleenlik by vervulling kan ervaar, wanneer jy die roeping ontdek en uitleef wat die Here vir jou instoor het. So ons gaan nou 'n bietjie 'n breek vat, en as ek terugkom, gaan ons 'n bietjie praat oor die waarheid wat jou vrymaak.
Want dit is so belangrik om hierdie beginsel ook vas te vat, want as jy 'n verkeerde waarheid glo, gaan dit jou juis weglei van sukses of weglei van die planne van wat die Here vir ons het. En dan dink jy dalk, dit gaan vir my geluk gee. Maar op die ou einde gaan jy net so alleen, onvervuld en ontevrede wees. So kom nou weer terug. Dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor die waarheid wat jou vrymaak. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vanoggend oor die waarheid wat jou vrymaak. En ek wil net weer vir ons lees waar dit staan in Johannes 8 vanaf vers 32 en ons gaan so 'n paar skriffies daarso lees en dan gaan ons ook in 2 Tessalonisense ook 'n paar skrifte lees. So Johannes 8 vers 32 sê vir ons, "And you will know the truth," met 'n hoofletter, "and the truth will set you free." En dit is vir my eintlik ironies, hoeveel keer quote hulle hierdie skrif, somme in 'n film, dan is dit 'n sekulêre film en dan sal hulle dit quote. En hoeveel het dit ook heeltemal mis, want die waarheid, soos ek sê, is 'n hoofletter. En as die gees van die Here nie deel is van daai waarheid nie, is dit dan waarheid? So, wat is waarheid? Waarheid is wat jy glo. En hoe kan ek sê, jou waarheid is wat jy glo, en dit is nie noodwendig die waarheid nie. En julle, dit is skokkend as ek dit sê, maar hoor bietjie wat ek probeer by uitkom. Die woord sê die waarheid gaan jou vrymaak. So, wat se waarheid gaan jou vrymaak? En dis hoekom ek sê hoofletter T, dit beteken goddelike waarheid gaan jou vrymaak. Nie enige waarheid nie, goddelike waarheid, wat van Jesus afkom, wat deur die Gees gelei word, want die Gees is ons waarheid, en deur hom lei hy ons na waarheid. Dis hoekom dit so amazing is, wanneer jy in verhouding met die Heilige Gees staan, kan jy 'n leuen van 'n myl afreik. Jy kyk dwars deur mense, jy sien dinge wat ander mense nie sien nie, jy hoor dinge wat ander mense nie hoor nie, want die Gees van die waarheid waarsku jou, hy lei jou, hy wys jou, en dis hoekom dit so belangrik is om te leer om verhouding met die Gees, in die Heilige Gees te wandel. Nou, in Spreuke 1 vers 7, is daar 'n fenominale skrif, en ek wil dit vir ons lees ook in die Amplify. The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning and the principle and chosen part of knowledge. So die begin van kennis of van wysheid is om goddelike vrees of goddelike worship te hê. En die hele ding van om God in awe te kan sien, om hom te sien vir wie hy is, en nie te dink, hy is nou maar net my buddy nie, maar jy eer die Here. Dan sê hy, its starting point and its essence, but fools despise skillful and godly wisdom, instruction and discipline. En soveel mense maak hulle eie waarhede op, hulle skep letterlik 'n God in hulle eie image, wat hulle sondige natuur kan, hoe kan ek sê, bevredig, en dan sê hulle, ja, dit is nou wie en wat God is, en jy kry soveel misleidings. Dis hoekom ons die woord moet ken, en dis hoekom hier verduidelik hulle vir ons, met ander woorde, die kennis van die ware waarheid sal jou vrymaak. So die begin van kennis is om God te dien met jou hele hart. Wat in jou hart is, en met ander woorde, wanneer jy die Here eerste gaan stel, en hy is eerste in jou lewe, dan gaan jou hart natuurlik die regte instelling hê, en dan gaan jy die ware waarheid begin ontdek. 'n ander skrif, as jy 'n bietjie verder lees in Spreuke 1 vers 33 sê hy, but whoso hearken on me wisdom shall dwell securely and in confident trust, and shall be quiet without fear or dread or evil.
So die oomblik wanneer jy wysheid ontdek het, wat jy hierdie waarheid ontdek het, wat jy ontdek het wie en wat God is, wie en wat jy in God is, dan hoef jy nie meer te vrees nie, want jy weet nou wat die waarheid is. En die waarheid is, die vyand het geen houvas meer oor jou lewe nie. Hy kan net houvas kry as jy vir hom 'n deur oopmaak. As mens verder lees in Spreuke, en dis nou Spreuke 2, vanaf vers 6 tot 8 sê hy, For the Lord gives skillful and godly wisdom. From his mouth come knowledge and understanding. En dis ook daai understanding wat mens moet nodig hê om te verstaan wat beteken waarheid, en is letterlik wanneer jy tot bekering kom, wanneer die Heilige Gees daai saad van die waarheid in jou kom deponeer, dat jy kan sien, o, jene, dit is wie Jesus is, en jy besef, hy is die enigste weg, en daar's geen ander weg nie, en daar's geen ander waarheid nie, want Jesus is die hoofletter truth met die T, en ek sal hom volg in alles wat in my is. En dan gaan hy verder, and he hides away sound and godly wisdom, and stores it up for a righteous, those who are upright and in right standing with God. So jy moet jou hart in die eerste plek op die regte alignment kry, sodat jy die waarheid kan ontdek van wie jy veronderstel is om te wees. Wat die Here se planne vir jou lewe is. Jy kan nie jou eie plannetjies maak nie. En dan gee hy vir ons die volgende, en hy sê, He is a shield to those who walk upright in integrity, that he may guard the path of justice. He preserved the way of his saints. So as jy in die pad wil loop, wat veilig is, as jy in die pad wil voorspoed wil wandel, en daar waar jy weet, die Here is saam met jou, en waar jy gaan guns ervaar, moet jy hierdie pad saam met die Here en saam met sy woord en waarheid wandel. Dis hoekom sekere mense ook ander waarhede het, want sekere mense verstaan nie die waarheid nie. En ek wil vandag vir jou sê, daar is nie so iets soos jou waarheid en my waarheid as dit kom by goddelike wysheid en goddelike insig en by goddelikheid nie. Ek praat nou nie van jy was in 'n bekleierery en hierdie het 'n opinie en daai het 'n opinie nie, want baie keer is dit julle het verskillende sieningswyses. Maar dis nie te doen, dit het niks te doen met die waarheid, as mens nou praat van wat die waarheid is, van hoe die lewe werk nie. En dis hoekom ons understanding nodig het. Want daar is net goddelike waarheid of duiwelse verdraaiings. En dit is presies wat Jesus die hele tyd vir ons wil kom verduidelik het. So as ons weer na Johannes toe teruggaan in Johannes 8, en ons lees net die versie voor wat ons nou gelees het, so is Johannes 8 vers 31, sê Jesus, So Jesus said to those Jews who had believed in him, If you abide in my word, hold fast to my teaching and live in accordance with them, you are truly my disciples. So, om by die waarheid uit te kom, moet jy in goddelike woord wandel, om te hoor, Jesus, wat het U ons geleer? Jy kan nie jou eie verdraaiings en jou eie leuns of jou eie byvoegsels of jou eie, soos byvoorbeeld, jy kry hierdie oulike quotes en sê hulle follow your heart of follow your dreams of doen wat vir jou gelukkig maak, trust in yourself. Wel, as jy in konteks dit sit, kan dit seker 'n goeie ding, maar op die ou ende is dit nie Bybels nie. Want die Bybel sê, nee, jy moet jouself juist neerlê, jy kan nie jou hart trust nie, want jou hart is deceitful. Ek meen, daar's soveel misbeliefs, en dan mis ons en dan sê dit soos, Here, hoekom wil dinge nie uitwerk in my lewe nie? Want ons het sekere goed wat ons begin glo het, wat die vyand vir ons kom verdraai het, wat jou weggelei het van die waarheid af. So as die vyand dit kan regkry om jou perception of jou persepsie te kom corrupt, of kan ek sê die files bietjie te corrupt, het hy dit reg gekry om jou te verblind en hy kan vir jou enige iets wys en leer. Soos byvoorbeeld, jy is nou hierdie sakepersoon of hierdie sakeman of sakevrou en jy's in hierdie besigheid, maar dis nie noodwendig 'n goddelike company nie, maar jy is nou 'n kind van die Here. Okay, nou kom jy, nou is jy onder hulle rules en hulle regulations. So jy is nou daar en jy's in hierdie hele
samelewing waar dit gaan oor rykdom en prestasie en om iets te wees en die volgende bevordering te kry en die volgende hoër pos te beklee en voor jy jou week kry, wanneer jy nie die hele tyd jou instelling gaan stel op God en sy waarheid nie, as jy week kry, dan het Mammon jou beet gekry. En al wat jy jaag is geld, roem en geluk. En jy dink dit gaan vir jou geluk bring. En jy sal vir jou sulke goed sê van, maar die Here wil hê ek moet wel daar wees. En as jy week kry, dan doen jy jou vriend in om jy of ondermyn hom en dan kry jy die bevordering en dan sit soos jy jaag net en jy is ambisieus en jy jaag vir elke ding en jy steel ander mense se kliënte en bla bla bla. Want die Here wil mos sê ek moet wel af wees. Want kyk hoe ryk was Abraham en kyk hoe ryk was hierdie ene. Nou in die ou lank en die kort gaan dit oor rykdom. Wil die Here hê jy moet wel af wees 10-1, maar dit is nie wat jou hart moet wees nie. Jou hart moet nie eers daarna dink nie. Jy moenie eers ingestel wees om te dink hoe ryk gaan ek word? Watse prestasies gaan ek kry nie? Want as jy regtig soos aan die begin gelees het, you abide in me en God is eerste in jou lewe, dan het jy die beginsel gesnap van ek moet sterf vir myself. Dit gaan nie meer oor rykdom nie, dit gaan nie meer oor prestasies nie, dit gaan hierdie goed kom eintlik outomaties wanneer jy God jou soos maak en nie jou besigheid nie. Want hierdie waarheid wat jy dink jy jaag na, is 'n waarheid van selfsug, self-promotion en dan op die ou ende gaan jy al hierdie dinge hê. Jy gaan 10-1 jou vrou en jou kinders verloor het, maar hallo baie wel dan. Jy's nou die CEO van die company en wat nou? Ten koste van wat doen ons hierdie dinge? En dis nou maar net dalk 'n simpel voorbeeld. 'n ander baie goeie voorbeeld is dit skokkend hoeveel mense justify die affairs wat hulle het. En dan praat ek nie eers van die mense buite die kerk nie, ek praat van mense binne in die kerk. Want hulle sal sulke goed sê soos, wil die Here nie eintlik hê ek moet regtig gelukkig wees nie? Hoewel jou vrou die Here dien, sy is 'n wonderlike Spreuke 31 vrou, maar nou is sy nou 'n bietjie ouer en nou is hierdie poppie daar by die werk baie mooier, baie meer aantrekliker en nou ewe skielik is sy nou 'n beter weergawe as jou vrou by die huis. En dan sal my sulke goed sê van, sy was nog altyd my soulmate. Ons bid saam, ons doen Bybelstudies saam. En dit is vir my skokkend hoe mense sulke dinge kan justify. En in die meantime is dit letterlik die vyand wat jou kom trap het. Hy maak jou letterlik blind en ek weet van julle wat dalk geluister het, was al in daai situasie. Jy's oortuig hierdie is van die Here af. Dan los jy jou vrou, jy trou met die nuwe een en dan ewe skielik dan kom die sluiers af en dan klik jy, o, jene, hierdie het net soveel probleme. Hierdie het net soveel. Hierdie het actually meer issues. Want sy het eers die karakter gehad om te dink om 'n ander vrou se man uit te los, nie so hallo. Dan kan mens net dink wat in daai huwelik gaan gebeur en dit sal nooit geseënd wees nie. Jy moet nooit val vir hierdie leuns van die vyand nie. En dit is veral ooglopend 'n probleem in vandag se samelewing. En as daar nou 'n boek in die Bybel is wat dit so goed in konteks sit, is dit 1 Tessalonisense 3 van vers 1 af. En ek wens ek kan daai hele hoofstuk vir julle lees, maar kom ons lees net 'n bietjie wat hier staan. Dit klink amper of Paulus dit vandag kon geskryf het en hy skryf hier vir Timoteus en hy sê, but understand this, that in the last days will come set and perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. For people will be lovers of self and utterly self-centered, lovers of money and aroused by an inordinate, greedy desire for wealth, proud and arrogant, and contemptuous boasters. They will be abusive, blasphemy, and scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. They will be without natural human affection. En hulle sê, dit is eintlik inhuman, en mens sien dit. Ek meen, vandag sit my skokkend om te sien, soos met toe Charlie Kirk byvoorbeeld doodgegaan het, toe staan letterlik mense wat video's gemaak het wat daaroor gelag het.
Hoe absoluut inhuman is dit? Ek meen al is hy jou vyand, my jene, daar is so iets van om respek te hê. Dis letterlik of mense soos roborde word, meer AI as human is. En dan sê hy, they will be relentless. En dan gaan hy aan, they will be slanderous, false accusers, troublemakers, intemperate, and loose in morals and conduct, uncontrolled and fierce, haters of good. They will be treacherous, betrayers, rash, and inflated with self-conceit. They will be lovers of sensual pleasures and vain amusements more than and rather than lovers of God. For although they hold a form of pity, nou hoor net hierdie, want dit is so hartseer, want mens sien dit. Dis partymal of die siel nie meer daar is nie. Dis of daar, wanneer hulle sê, the soul is out, daar is of letterlik of mense nie meer regtig daai empatie kan voel nie. Hy sê, for although they hold a form of pity or true religion, they deny and reject and are strangers to the power of it. They conduct beliefs, the genuineness of their profession. Avoid all such people. Turn away from them. Julle, en dit is hoekom dit so belangrik is om in 'n gees van onderskeiding te wandel, sodat jy nie mislei sal word nie. Want hoeveel mense sien dit, wat jy, hulle dink, dit wat goed is nie meer goed nie. En dit is juist die ding, hulle dink, hulle doen goed, maar hulle is so mislei, en dit is wat so gevaarlik is. As jy 'n bietjie verder lees, en dit is nou vers 13 en 14, sê dit, but wicked men and impostors will go on from bad to worse, deceiving and leading astray others and being deceived and led astray themselves. But as for you, continue to hold to the things that you have been learned and that which you have convinced, knowing from whom you have learned them. En julle, dit is hoekom dit so belangrik is. Ons moet tot dit wat ons van die kansels af hoor, die hele tyd gaan meet, is dit in lyn met dit wat die woord van die Here sê. En jy moet jou gees hoor. Julle, ek was al in preek of by dienste, dan sit ek daar, dan voel dit of soos die Heilige Gees, dis of ek voel die Heilige Gees met messe gesteek word, hoe iemand actually op die kansel geblasfem het, en gesê die Heilige Gees se gawes bestaan nie meer vandag nie, en allerhande goed, en dan is ek so what? En ek het daar uitgeloop, en ons het actually ook met die kerk bestaan nie eintlik nou meer vandag nie, maar ons het actually met die mense gepraat en gesê, hey, Lulu, wat gaan nie aan? Ons moet die woord ken, julle, ons moet weet wat sê die woord, en ons kan nie net iemand glo met hy sê, hy's 'n pastoor, of hy's 'n dominee, of hy's 'n leraar, of hy's 'n herder. Gaan hoor wat sê die woord. Bly, en soos Jesus sê, abide in my truth. En nou wil ek net gou afeindig, voor ons weer breek gaan vat. En dit is in Filippense 1 vers 9 tot 10. Wat vir ons sê, and this I pray, that your love may abound yet more and more, and extend to its fullest development, in knowledge and all keen insight, that your love may display itself in greater, deeper and acquaintance, and more comprehensive concernment, so that you may surely learn and sense what is vital, and approve and prize what is excellent and the real value, recognizing the highest and the best, and the distinguished the moral difference, and that you may be untainted and pure and unerring and blameless, so that with hearts sincere and certain you may approve the day of Christ, not stumbling nor causing others to stumble. En Here, dit is hoekom dit so belangrik is, kom ons hierdie beginsel ook nou aanraak, as dit kom in die begin van die jaar. Jy moet by die waarheid uitkom, by die waarheid oor wie die Here sê, wat is wat. Jy moet by sy goddelike beginsels uitkom. Anderste gaan dit nie help eers jy begin te droom en te beplan, en jy het al hierdie visies, en jy het al hierdie
ambisies, maar dit is nie eers uit die waarheid van God se woord wat dit kom nie. So dit is so belangrik om hierdie beginsel eers vas te maak in jou lewe. Ons gaan net so vinnig 'n preek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor wat is die waarheid. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou oor wat is die waarheid. En ek wil net gou-gou vir ons weer lees in 2 Timoteus 1 vers 14 waar hy sê: God and keep with the greatest care the precious and excellent adapted truth which has been entrusted to you. En daar's dit weer truth met 'n hoofletter T, nie? Wat die waarheid is oor wie Jesus is. By the help of the Holy Spirit who makes himself home in us. En dis presies wat ons gesê het. Jy kan net by die waarheid uitkom as jy die Gees volg en die Heilige Gees volg. Julle, daar's ander geeste ook daar buite. Baie geeste wat misleiding bring en wat nie die waarheid is nie. Maar glo vir my, wanneer jy eers die Heilige Gees ontdek het, gaan jy dadelik onderskei. Want die Heilige Gees gee vir ons die ware vrede, gee vir ons die ware vreugde. En dit is deur hom wat ons dan gelei word. Wat is waar, wat is vals? Johannes 4 vanaf vers 23 en 24 sê vir ons: A time will come, however, indeed it's already here, when the true, genuine worshippers will worship the Father in spirit and in truth and reality. For the Father is seeking just such people as these, as his worshippers. God is a spirit and a spiritual being, and those who worship him must worship him in spirit and in truth or reality. So wil jy werklik by dit uitkom wat God se droom is vir jou, moet jy hom begin dien in die waarheid en deur sy Gees. So die duiwel probeer die heeltyd die waarheid steel, sodat jy nie by jou destiny kan uitkom nie. En dat jy ongelukkig, onvervuld moet wees. En dan begin jy die wêreldse luste najaag. En dit is dan baie keer wanneer ons deure oopmaak vir verdraaiings en nie wat noodwendig die waarheid is van God se woord nie. En dis hoekom jy soveel mense kry wat doele stel. En op die ou en dan kom hulle nou by hierdie doel uit. En dan is dit eintlik maar doelloos, want dis leeg. Nou is jy by die punt en jy het nou die punt bereik wat jy nou gedink het, o, hierdie gaan af my gelukkig is. En dan staan jy nou on top of the ladder wat jy nou geklim het en dan vra jy, is dit nou dit? Wat nou? Want as jy net doele najaag, maar dis nie saam met die Here en sy Gees nie, dan is daar nie lewe in dit nie. En dit sal nog steeds emptiness bring en dit sal nog steeds nie vervulling bring nie. So voor jy jou doele stel, moet jy eers die konsep beginne verstaan. En kom ons lees net weer wat ons net begin gelees het, maar ek wil nou die hele Johannes 8 vanaf vers 31 tot 32 vir lees. So Jesus said to those who believed in him, If you abide in my word, hold fast to my teaching and live according with them, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. So ons moet die agterdeur toemaak. Eerstens moet ons elke leuen identifiseer wat ons glo wat nie die waarheid is nie, wat 'n verdraaiing is van God se woord. En tweedens moet ons dit bely. En dan derdens moet jy dit vervang met die waarheid. Nou ek wil gou-gou vir julle skrifgie lees in Lukas en ek wil dit in die Message Translation lees, want dit stel dit vir my so goed. Nou hoor net bietjie wat sê Lukas vanaf vers 22 en 23. Count yourself blessed every time someone cuts you down or throws you out. Every time someone smears or blackens your name to discredit you. What is meant is that the truth is too close to comfort and that person is uncomfortable. You can be glad when it happens. Skip like a lamb.
if you like. En dit is daai stuk wat vir my so ironies is, waar hy sê, for the truth is too close to comfort, and that person is uncomfortable. So met ander woorde, die waarheid is partymal uncomfortable. Die waarheid is partymal too close to comfort. Die waarheid maak ons partymal seer. Ja, dit maak jou partymal seer, want dit sê vir jou, luister, hierdie wat jy hier doen is sonde. Hou op om hierdie dingetjie te koester in jou lewe. Die waarheid sê vir ons wat ons moet afsny en wat moet gesnoei word, wat ons moet doodmaak in ons lewe. Die waarheid vorm ons regte identiteit en dit sny partymal en dit is soos daai molding wanneer jy iets moet vorm en dis nie altyd lekker nie, maar dit vorm wie jy werklik moet wees. En die waarheid konfronteer elke leuen van die vyand en dit lei jou na 'n vervulde lewe. En dis hoekom ek sê, nou die dag toe praat ek met 'n persoon en hy vra toe nou wat ek doen en ek sê nee, ek is 'n life coach en ek vertel hom bietjie van die kursusse wat ek aanbied en so aan, maar nou wil ek nie eintlik oor praat nie want ek is eintlik 'n dokter gewees en ek wil nie eintlik nou oor hierdie goed praat nie want ek weet hulle dink ook maar partymal anders oor sekere dinge, maar in elk geval en hierdie dokter begin by te challenge en hy sê ja, maar wat van is hierdie vrou dit en dat en sy's abuse en wat en ek sê nou probeer ek vir hom hierdie beginsel verduidelik en weet julle wat, of jy snap dit in jou lewe of jy snap dit nie. Hy sê dit is nie net so maklik nie. En ek sê vir hom, exactly. Dit is nie net so maklik nie, maar tog is dit net so maklik. Wat ek bedoel is, 'n keuse is maklik. Jy kies of ja of jy kies of nee. Jy kies of ek gaan vir die Here of jy kies jou eie pad. Daai is maklik. It's just a choice. Forgiveness is easy. You just choose it. Thankfulness is easy. You just choose it. Maar wat moeilik is om deur te druk, om teen jou vlees te gaan, om jouself neer te lê, om in nederigheid te wandel. Maar op die ouende is daai wat die karakter bou. En dit is dan wat op die ouende jou laat uitstaan bo ander mense, is wanneer jy kies om die regte ding te doen, ten spyte van die verkeer wat aan jou gedoen word. En dit is ook hier, wanneer ons begin die waarheid glo. Die waarheid is wat jou bepaal in watse rigting jy gaan. So die waarheid letterlik wat jy glo, bepaal jou rigting. En dit is hoekom dit so belangrik is om daagliks jou mindset te check en te sê, is dit saam met die Here, is dit in lyn met sy woord, of is dit ietsie vals wat ek self opgemaak het? Soos 'n eenvoudige voorbeeld is, baie mense, en Joggie, julle kan bietjie gaan kyk na video's van Living Waters, van Ray Comfort, hulle doen nogal baie hierdie evangelisasie werk wat hulle sê, do you think you're a good person? En ek love die manier hoe hy dit doen, want hy het soveel empatie en hy doen dit met soveel liefde, en hoeveel mense wat ateïste is wat hom praat, dan sê hulle nooit uit, jyne ou, dankie dat jy met my gepraat het, verstaan jy, want hy het so 'n mooi manier om dit vir hulle te verduidelik, maar dit wat ek by wil uitkom is, baie mense glo hierdie leuen, dat ek is 'n goeie mens en dis hoekom ek hemel toe gaan. Julle, dis nie wat die woord sê nie. Die Bybel sê nie, omdat jy 'n goeie mens is, gaan jy hemel toe nie. Die Bybel sê, wanneer jy in gehoorsaamheid wandel, jy lê jou lewe neer, en jy draai 180 grade om, en jy lewe 'n life of repentance, then you go to heaven. Nie omdat jy 'n goeie mens is nie. En dis hoekom hulle sê, the way to hell is paved with good intentions, wat eintlik so hartseer is. 'n ander leuen wat mens betuimel, en veral in hypergrace nou deesdae, soms so rond, so casually rondgegooi word is, ek kan doen net wat ek wil, die Here gaan my vergewe, hy ken my hart. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Hy sê, you will know them by their fruits. So wanneer jy tot bekering kom, is daar duidelike verskil tussen ons en die wêreld. Jy lewe anders, jy dink anders. Jy's in 'n nuwe kingdom. Jy opereer totaal op 'n ander vlak. Kom ons lees 'n bietjie Timoteus. Nee, ekskuus. Titus. Ja, ek wou dit sê. Titus 2 vers 7. Ek moet nou mooi dink wat is hierdie afkortings. Titus 2 vers 7. En dit sê, and show your own self in all respect to be a pattern and a model of good deeds and works, teaching what is unadulterated, showing
gravity, having the strictest regard for the truth and purity of motive, with dignity and seriousness. Julle is soveel mense bou en werk aan drome, maar het geen respek vir goddelike waarheid en values nie. En so op die ou ende is dit jou karakter wat gaan werklik bepaal of jy by sukses gaan uitkom of nie. Hoe jy anders gaan hanteer, hoe jou gesindheid gaan wees. Gaan jy uithou vermoë, gaan jy kan dissiplineerd wees om reg te eet. Eenvoudig soos dit, om na jouself te kyk, om na jou eie gesondheid te kyk, om te kyk hoe ek in my werksomstandighede met mense gaan werk. Wie is jy werklik? Dit is op die ouende wat ons vra. Wat is jou karakter? Want dit is die belangrikste ding om eerste goddelike karakter te bou, voordat jy enigiets streef om na enige doel te werk. En dis ook hoekom ons lees van Dawid, wat deur eers soveel trials en testings moes gaan, en dit het hom gemaak wie hy op die ouende was. So die 8ste beginsel as dit kom om by jou doel en by jou drome uit te kom, is om die waarheid te identifiseer en by die waarheid uit te kom en dit te volg. En dit is natuurlik die waarheid wat die Here vir jou gee. Nie jou aangepaste waarheid wat jy aangepas het om by jou lewenstyl te pas nie. Ons gaan net gou 'n bietjie 'n breek vat. Nou gaan ons 'n bietjie verder praat oor bou goddelike karakter. Welkom terug julle. Ons gaan nou 'n bietjie verder praat oor daai goddelike karakter. En dat dit is so belangrik is dat mens hierdie ook net besef in mense lewe. Jy is nie noodwendig nou al die persoon wat jy graag wil wees nie. Die ding is net, solank ons elke liewe dag groei en daarna werk, is dit wat die Here van ons vereis. So voor ons by dit kan uitkom waar ons graag wil wees in ons lewe, moet ons eers die goddelike karakter bou. Ag, en daar is soveel amazing skrifte wat hierdie uitbeeld, maar ek wil net by een stil staan en dis in Petrus, 2 Petrus 1 vers 5 tot 7, en ek wil net 'n bietjie waar hy hierdie hele konsep van karakter bietjie vasvat. Hoor bietjie wat sê hy. Hy sê, for this very reason, adding your diligence to the divine promises, employ every effort and exercising your faith to develop virtue. En dan verduidelik hy, jy moet jou geloof ontwikkel om virtue te bou. En wat is virtue? Dit is excellence. En hy sê, in exercising virtue, develop knowledge. En ons het nou nog gepraat van knowledge en kennis te. En dan sê hulle ook, dis intelligence. Want die ding is, julle, dit is my eintlik so amazing om te sien, die oomblik, as jy die Heilige Gees het, dan is dit of jy ewe skielik hierdie amper slimmer is, kan ek sê. Want jy dink nie meer soos 'n mens nie. Die Here gee vir jou goddelike insig en jy dink net anders en jy begin wyser besluite neem, want jy begin agterkom, hier is nie meer goed vir my nie, die is goed vir my, en jy wil die regte ding doen, want jy besef, ek wil vrugbaar wees, ek wil geseënd wees. En dan sê hy, and in exercising knowledge, develop self-control. Want nou het jy die kennis, en nou besef jy, en onthou ook, self-control is een van die vrug van die Gees. Soos jy jou kennis van die Heilige Gees kry, so begin hy vir jou te sê, luister, jy gaan nie nou maar net aangaan en jy doen net wat jy wil, wanneer jy wil, en jy het nou maar net impulse, en nou voel ek eweslik so, en nou voel ek, nee, jy het selfdissipline, wat maar self-control is. Jy kies nou waantoe jou liggaam gaan. Jy kies wat jy in jou mond sit. Jy kies wat jy gaan toelaat in jou gedagtes. Jy neem beheer. Jy vat die sleutels terug of jy die sluisels terug en jy sê, luister, hierdie perd gaan ek bestuur. En jy kies wat jy toelaat in jou lewe. En dit is wat ek actually daai dag vir die dokter probeer sê, het alles in die lewe, ou maat, is 'n keuse. Of jy kies to let go, of jy het verkeerde keuses in jou lewe gemaak, en dan moet jy met die konsekwensies sit met dit. Maar dank die Vader, daar's grace, want baie keer het ons nou nie in
kennis gehad nie en ons het nie intelligensie gehad nie. En ons almal het op 'n stadium dom keuses gemaak. Maar dan kom die Gees en hy leer jou. Dan moet ons aanpas, dan moet ons verander en dan moet ons getransformeer word elke liewe dag soos op die manier hoe ons dink. So self-control develop steadfastness. Dis om standvastig te wees. Hulle verduidelik dit ook van patient en enduring. Julle en dit is wat jy nodig het. Kyk bietjie vir mense wat hierdie uithou atlete is of hierdie eysterman doen of enige ou wat nou vir die Olimpiese spele voorwerk of wat wil die Emirates gaan uitklim of wat ook, hoof my Emirates. Maar julle verstaan, die berge wil gaan uitklim of 4M te wil gaan doen of wat ook al. Jy het endurance nodig om dit te doen. En julle, dit is karaktereienskappe hier wat hulle in die Bybel vir ons beskryf om by jou doel uit te kom. So as jy nie standvastig is nie, as jy eendag hier is en jy is eendag daar, gaan jy nie by jou doel uitkom nie. As jy heeltyd procrastinate, jy stel die heeltyd uit, maak jy heeltyd verskonings, gaan jy nooit daar uitkom nie. En dit is hoekom, ons gaan nou die volgende paar weke bietjie stil staan en kyk, wat is hierdie goed wat ons terughou. Dan sê hy, exercising steadfastness, develop godliness and pity. And exercising godliness, develop brotherly affection. And in exercising brotherly affection, develop Christian life. En op die ouende lei dit ons altyd terug na liefde. Want as jy goddelike liefde het, dan gaan jy liefde vir jouself hê. Dan gaan jy liefde hê vir jou naaste. Dan gaan al hierdie ander dinge en al hierdie ander goed begin afval in jou lewe, want jy wil nou dit doen want jy's lief vir die Here. So kom ons kyk net na 'n paar beginsels wat ons nou vinnig genoem het van goddelike karakter. En die eerste een wat ek wil oor praat is getrouheid. En dis daai standvastigheid. Jou ja is jou ja. Jy val nie rond nie. Jy doen wat jy sê jy gaan doen. Sjoe, daar's soveel mense wat ek al mee teëgekom het in my lewe en dan hoor ek net, jy kan 'n halfuur met so 'n persoon praat. Hulle praat verskriklik baie. Hulle wil altyd probeer jou convince wie hulle is, maar daar's geen vastigheid nie. Daar's baie praatjies, maar daar's niks werke nie. En dis hoekom 'n droom sonder aksie is maar net 'n goeie idee. En dit is waar die standvastigheid inkom. Jy moet letterlik hierdie bou in jou lewe. Nou hoor wat sê Spreuke 28 vers 20 van 'n persoon wat getrou is. Hulle sê, a faithful man shall abound with blessings, but he who makes haste to be rich at any cost shall not go unpunished. En dis presies wat ek nou van gepraat het. Jy jaag rykdom na, jy jaag dit in any cost. Jy gaan gestraf word. Dis nou maar net so. So wil jy regtig by rykdom en seën uitkom. Wees getrou in die klein wat die Here nou wil vir jou gee om te doen. So om goddelike karakter te bou, vat om deursettingsvermoë te hê. Maar op die ou ende gaan jy outomaties by jou destiny uitkom, want jy is getrou met dit wat die Here vir jou gee. Dag vir dag, dan sê jy net, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet vandag doen? Gehoorsaamheid te loop in daai dag en dit wat hy vir jou daag gegee het. So die volgende karaktereienskap wat ek oor wil praat is nederigheid. En ek het al 'n paar keer hieroor gepraat, maar julle, ons kan nie enige iets doen nie. Want as jy nie nederigheid gaan aantrek in jou lewe nie, nee wat, dan gaan jy maar baie sukkel, want daar gaan hardkoppigheid wees, daar gaan rebellie wees, daar gaan eie sinnigheid wees, en op die ou ende gaan jy dit mis, soos die Israeliete dit gemis het in die woestyn. Ek wil net weer vir ons lees hierso in 1 Petrus 5, en ek gaan vir ons eers in vers 3 lees. Not domineering or arrogant and overbearing persons over those in your church. Hy praat hier van 'n leier wat mense onder hom het. But being an example, a pattern, a model of Christian life to the flock. En dit is presies hier wat baie keer dan dink jy jy's nou 'n leier of jy's 'n CEO of jy het 'n besigheid en jy's die hoof van die besigheid en mense volg jou. En nou, baie keer dan kom nou ook, my way of no way. Nee, ons moet altyd in nederigheid wandel.
Want dan gaan die Here vir jou die regte deure oopmaak. Want dit beteken dan jy vertrou op hom. Jy dink nie arrived nou nie. Jy dink nie alles gaan nou net oor myself nie. En nou gaan hy verder in 1 Petrus 5 en hy gaan so in die middel van vers 5 en 6 vir ons lees. Clothe yourself, all of you, with humility, as the garb of a servant, so that its covering cannot possibly be stripped from you, with freedom from pride and arrogance toward one another. Julle, en dit is presies wat nederigheid doen. Dit maak jou actually vry. En nou gaan hy verder en hy sê, for God sets himself against the proud, the insolent, the overbearing, the disdainful. En hy gaan net aan, hy sê, in the boasters, and he oppose, frustrated, and defeat them, but gives grace, favor, and blessing to the humble. Therefore, humble yourself, demote, lower yourself in your own esteem under the mighty hand of God, that in due time He may exalt you. So soek jy daai promosie, soek jy daai, het jy daai doel en het jy daai begeerte in jou hart, julle dan is die kruks om goddelike karakter te bou. So wanneer jy goddelike karakter bou, sterf jy letterlik in jouself. En dan kan jy na die regte roeping strewe, sonder arrogansie of self-promoting, want nou is jy ingestel op dit wat God jou geroep het om te word. So ons 9de beginsel is, wanneer jy doele stel of na jou droom strewe is, bou eers goddelike karakter, sodat jy dit het, om in karakter te wandel, wanneer jy dit kry, wat die Here vir jou instoor het. Ons gaan net so vinnige preek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor, as jy dit nie regtig glo nie, gaan jy dit dan ook nie wil doen nie. So ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek wil graag nou by die volgende beginsel uitkom. En dit is, as jy dit nie regtig glo nie, gaan jy dit nie doen nie. Mense kyk na jou aksies, nie na jou motiewe nie. So, jy mag 'n hart van goud hê, maar as daar nie resultate is nie, beteken dit niks. So, aksie is die natuurlike uitvloeisel na die rigting waartoe jy beweeg. En die Bybel sê dit so goed vir ons. Wat help dit jy het geloof, maar jy het nie werke nie? En dit sê vir ons in Jakobus 2 vers 18. But someone will say, you say you have faith, and I have good works. Now you show me your faith apart from your good works, if you can, and I by good works of obedience will show you my faith. So geloof en aksie gaan hand aan hand. Dit wys juis vir jou wat jy glo deur dit wat jy doen. So daar is duisende mense wat op soek is om die regte ding te doen, maar om vrug te dra moet daar aksie wees. En soms kan ons net sit en wag en dan dink ons, ek wag nou net vir die regte tyd. En soms mis ons heeltemal daai seisoen, omdat ons die hele tyd die geleenthede wat reg voor ons is, mis. Want ons wag en gaan nie oor in aksie nie. En daar is soveel mense met drome, maar net omdat hulle nie oorgaan in aksie nie, mis hulle daai drome en word dit nooit 'n werklikheid nie. Harrison Ford het eendag gesê, you can't build a reputation on what you are going to do. So baie mense praat en praat en praat, maar daar's nie aksie nie. En dit is wat ek nou ook gesê het van onstabiliteit. Daar's 'n baie gepraatery, maar daar's niks gedoenery nie. So, soms dink ons drome en of sukses is misterieus. En dit's iets wat ons moet gaan soek. En ons besef, of ons dink partymal, dis iets wat eenvoudig net hier uit die lug uit gaan val. So, mense dink sukses is 'n magic wondermiddel, nê? Of 'n silver bullet, of 'n goue sleutel wat al jou probleme gaan oopsluit.
Geen wonder daar is soveel dieetboeke op die bestsellerlys nie, want almal dink hulle het nou die antwoord van die beste gewigverlies. Die probleem is dat ons die reward van die sukses wil hê sonder om die prys te betaal om daar uit te kom. En die een ding wat ons moet besef is, daar is geen quick fixes nie. Jy gaan nie net eenmal om die baan hardloop, nou gaan jy 'n Olimpiese kampioen word nie. En daar is niks so iets soos 'n oornag popster nie. Jy sien dan, jene, hierdie ou val uit die Thin Blue Sky, nou is hy ewesklik hierdie populêre sanger, maar jy sien nie die 10 jaar, die 20 jaar voor dit, waar hy in sy binnekamer, of waar niemand hom geken het nie, of waar niemand hom gesien het, geoefen en gebou het, en sy stem ontwikkel het, en sy skill ontwikkel het nie. Seker net met idols wat jy oornag populêr kan word, maar jy verstaan wat ek probeer sê. Elke groot sukses storie word oor tyd gegroei. Stappie vir stappie. Little by little. There is no magic solution to success. Die geheim is om oor te gaan in aksie en nie net te droom nie. So stappie vir stappie moet ons vorentoe beweeg. Wat help dit jy droom, maar jy doen niks daaraan nie. En soos ek gesê het, 'n droom sonder aksie is maar net 'n goeie idee. So ons 10de beginsel wat dit kom, as jy streef na jou drome en na jou werklikheid en na jou destiny is, om vir jouself te vra, wat glo ek? Glo jy dat jy dit kan bereik? Weet jy dat jy die potensiaal het om dit te bereik? En is ek bereid om oor te gaan in aksie? Ons gaan net gou-gou weer 'n breek vat en dan wil ek met julle praat oor hoekom is dit dat sekere mense nie oorgaan in aksie nie. Wat is dit wat hulle keer? En dan gaan ek so vinnig 'n paar tips weer vir julle deel met doelstelling wat ek ook laasweek gedeel het, maar net gou-gou weer in konteks sit voor ons gaan afeindig vandag. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons is nou amper so aan die einde van die program en ek wil net 'n bietjie stil staan en net weer 'n bietjie praat oor 'n paar punte hoekom mense nie by dit uitkom wat hulle droom en hulle visie is nie. En oor die volgende paar weke gaan ons ook nog bietjie uitbrei oor, maar onder andere een van die redes is hulle is glad nie gemotiveer nie. So as jy nie die doel kan sien van hoekom jy dit doen nie, hoekom moet jy dit doen? As jy nie die waarde van dit sien nie, want dan gaan jy net kla en die probleme en dit wat nie werk nie sien en jy gaan die heeltyd ingestel wees op dit wat jy nie kan doen nie. En jy gaan letterlik nie kan by die sukses uitkom nie. So die eerste ding wat ons moet ook kyk is wat is ons motiewe? Het ek ooit 'n motivering om te begin? Want party mense het vir so lank niks gedoen nie dat hulle nie eers wil doele stel nie. Hulle wil nie eers uitgaan uit hulle comfort zone uit nie. En dit is eintlik so hartseer want die mooi gebeur daar buite wanneer jy jouself 'n bietjie challenge buite jou gemaksone. Dan is die volgende enetjie ook, baie mense kom nie by hulle doele uit nie want hulle het eenvoudig net nie 'n plan nie. Hulle sal byvoorbeeld hulle kos vir die aand, okay, vanaand gaan ons dit eet. Hulle sal byvoorbeeld beplan, okay, ek moet hierdie roete ry want ek moet gou-gou eers daai doen en daai doen en dit doen. Hulle beplan ander dinge. Maar as dit kom om by die doel uit te kom, om by dit wat jy wil verander in jou lewe uit te kom, dan is daar ewesklik geen plan nie. So dan is mens die hele tyd frustreerd en dit veroorsaak dan stres, onvervulling, frustrasie en jy gaan by niks uitkom nie en niks gaan 'n realiteit wees nie. So sonder 'n game plan gaan jy nie by dit uitkom wat jou doelstellings is en wat dit is wat jy graag wil bereik nie. Ek het so rukkie terug ook 'n kursus begin met vorm gesonde gewoontes wat ek spesifiek hierdie aanspreek. En die hele kursus is 'n jaar kursus wat ek saam met jou stappie deurwerk van hoe stel ek doele? Hoe verander ek my gewoontes? Hoe keer ek procrastination en al daai dinge? So as jy bietjie meer van dit wil uitvind, gaan kyk gerus daar op yourdestiny.org.za.
En die derde rede hoekom mense partymal stuk is, en ek het dit actually nou nog genoem, is dit is gemak en hulle is bang om uit hulle comfort zone uit te kom. Jou comfort zone gaan altyd in jou pad wees om by jou drome uit te kom, en dis hoekom ek ook laasweek hieroor gepraat het, om deur te breek. Wanneer jy geen ambisie het, jy het geen dryf nie, jy's maar net lui, jy's idle, met die houker, amper hierdie attitude van do enough to get by attitude, en dit is so hartseer, want jy gaan altyd dan minder as voel. Dit gaan lei na depressie toe, want die Here het ons nie gemaak om daar te lewe nie. En dis ook baie keer dat mense teruggehou word, want hulle is, soos ek al vir julle genoem het laasweek, hulle is bang vir mislukking. Sê nou, dit werk nie uit nie. En die ding is, you will find a way, or you will find a excuse. So, ons moet net besef, daar's niks soos easy money nie. En by enige iets uit te kom, gaan moeite wees. Dit gaan nie noodwendig maklik wees nie. En dit is wat ons moet besef. Ons is nie gemaak om net in gemak te lewe nie. En dit is so ten stryd met wat vandag se lewe vir ons sê, want alles gaan oor quick en maklik en gemak en lewe en luxury, en ons is nie gemaak om eintlik daar te lewe nie, want dit gaan jou nooit regtig by vervulling laat uitkom nie. So ek gaan net weer so vinnige 6 tips vir jou gee, en jy is welkom om hierdie net weer in jou boekie neer te skryf. Net 'n samevatting, en kyk, ons is nou besig om al hierdie dinge stappie vir stappie uiteen te sit, so ek sê, so ek gaan al die beginsels later weer met julle deel. Elke week gaan ek ook deel die beginsels wat ek daai week gedeel het, maar hier's net 6 vinnige stappies, net om vir jou grootendeels 'n overview te gee van hoe om doele te stel. So eerstens, stel spesifieke meetbare doele en bepaal presies wat dit is wat jy wil bereik. En dis wat ek ook laasweek gesê het, jy kan nie net sê, ek wil gewig verloor nie. Wees spesifiek, wat wil jy weeg? Hoe gaan jy dit doen? Okay, so dit is nou eintlik die volgende ene, maar meetbare doele, né? En dan kan jy kyk, okay, wat is die aksies wat nodig is, en dan kan jy byvoorbeeld sê, okay, ek wil begin oefen, die plan is om 3 keer 'n week te gaan oefen, en jy sit tyd uiteen, jy sê, okay, ek gaan 7 tot 8 is my oefentye, daar sê, spesifiek en meetbare doele. Die tweede ene is dan 'n plan. Dit is 'n spesifieke plan om jou stappie vir stappie te lei na die doel wat jy graag wil bereik. So jy gaan presies sê, wat is stap 1, wat is stap 2, wat het ek nodig? Byvoorbeeld, jy wil, hierdie jaar het ek gesê, ek wil nog altyd, wou ek Frans leer. Genade, ek kan nie besef wat so moeilike taal dit is nie. En toe het my dogter nou onder andere Frans op skool, en ek en sy begin toe met Duolingo op Frans. Ja, nou ek is nou redelik al aan die einde van die, ek is nou amper 'n jaar wat ek nou al Frans doen, en ek kan nog steeds nie Frans praat nie. Dis 'n baie moeilike taal, maar dit is vir my so lekker, want ek challenge myself. Elke dag ten minste 20, al is dit net 10 minute, 20 tot 'n halfuur, te sit en net gou Duolingo te doen, en dis vir my eintlik ontspannend. Dis vir my eintlik, dit ontwikkel jou brein, dit doen iets aan jou menswees, om jouself te challenge vir iets wat jy gedink het jy sal nooit kan doen nie. Die derde ding is, stel 'n tydlyn, want as jy nie tydlyne gaan stel nie, dan kan jy sê, ek wil nou byvoorbeeld 'n besigheid begin, en dan kan jy dit dalk oor 20 jaar eers begin realiseer. So jy moet vir jou 'n realistiese tydlyn ook sit, dat jy kan weet, okay, dit is ek wil byvoorbeeld in 3 oor 3 maande wil ek hierdie nuwe skill leer. En daar sê ouliks is soos Ucademy, waar jy allerhande skills, hoe om te teken, hoe om tuin te bou, allerhande skills wat jy daar kan doen, hoe om 'n boek te skryf, en jy kan vir jou 'n spesifieke tydlyn sê, en sê, luister, aan die einde van 2026 wil ek dit en dit en dit bereik. Wat ek ook een keer gedoen het aan die begin van 1 jaar is, ek het spesifieke doele neergeskryf, en ek het 1 doel vir elke maand gegee, en dit was nog 'n lekker speletjie, kan ek sê. So die eerste maand was byvoorbeeld, ek kry my eetgewoontes reg. Die tweede maand het ek gefokus om gesond te oefen. Die derde een het ek weer op iets anders gefokus, en so kan
jy ook vir jou sekere goeders in plek sit. Dan nommer 4 is, skep vir jou 'n ondersteuningsomgewing. Jog, en ek het al baie hieroor gepraat, van hoe belangrik is dit om die regte mense om jou te hê in jou binnekring. So vind mense wat jou kan ondersteun, wat jou kan motiveer. Sny daai negatiewe mense af en weer eens soos ek ook gesê het, jy gaan nie jou droom en visie net met almal deel nie. Jy deel dit met veilige mense. Kry familie en vriende wat jou kan ondersteun en wat vir jou die heeltyd half net accountable hou. Okay, waar is jy? Hoe kan ek help? En baie keer is dit 'n ding wat jy en iemand anders kan doen. Soos jy het nou eweslik 'n oefen buddy. Nou moet jy gaan oefen. Nou moet jy gaan stap. Nou moet jy reg eet want jy neem vir mekaar die kos uit. As ek dit is wat ek vir oggend eet en hierdie een is 'n great chom. Ek is so opgewonde saam met jou. Julle daai is fantasties as jy mense om jou kan kry wat jou kan ondersteun en dit wat jou roeping en jou visie is. Dan nommer 5 is monitor en evalueer jou vordering. Dit help nie net jy spring weg en jy begin met hierdie program en is lekker, maar daar's geen rekord nie. Hoe gaan jy weet of jy daar uitgekom het? Hoe gaan jy weet of jy gevorder het? En dis eintlik maar van selfsprekend. As mens nou praat van gewigverlies, is dit belangrik dat jy so nou en dan net dalk op die skaal klim en sê, luister maar, doen hierdie dieet of hierdie werk wat ek so insit. Is daar 'n vordering? As jy sien, nee, hier's nou nie vordering nie, moet jy heroorweeg en aanpassings doen. En wat doen ek verkeerd? Hoe doen ek dit? En die hele tyd is dit ook, jy's aktief besig om te groei, te vorm en te bou. Ja, partymal gaan sekere goed nie werk nie en dis ook okay en dit is wat jy ook vir jouself moet sê. Al kry ek dit die eerste maand nog nie reg nie. Nou eet jy vir 'n week baie goed en reg en hier val jy uit die bus uit en jy het 'n hele 'n boks chocolates geëet en dan sit en dan voel jy so skuldig is om so vinnig as moontlik weer op hy perd te klim en te sê, weet jy wat? It happened. Let's go on. Oor 2 weke is hierdie chocolates weg. En jy gaan net aan en jy hou net jou fokus. En dan die 4de punt is wees daai hele ding wat ek sê het van volharding, deursettingsvermoë, gemotiveerd. Maar die ander ding is en dis ook wat ek verduidelik met hierdie hele kursus van vorm gesonde gewoontes is motivering is partymal nie wat jou tot die einde gaan dryf nie. Op die ou ende is dit dissipline wat jou daar hou. Ja, jy moet 'n motief hê. Ja, jy moet jou why, kan ek sê, jou hoekom doen ek hierdie? Jy moet dit kan sien, jy moet daai vision board hê, jy moet verstaan, ek doen dit want dit is die visie, dit is waar ek wil uitkom, maar motivering alleenlik gaan jou nie daar hou nie, jy moet gedissiplineerd wees. En die ander ding is ook om jou klein suksesse te celebrate en vir jouself te sê, okay, dit is my eerste mikpunt, dit is my eerste mylpaal, kom ons vat nou maar weer die voorbeeld van gewig verloor, ek wil, sê nou jy wil 10 kilos verloor, okay, nou het jy 2 verloor, nou celebrate jy jouself. Nou gaan koop jy vir jou nie noodwendig 'n boks chocolates nie, maar jy het 'n manier en jy dink dis hoe ek myself gaan celebrate. Dis hoe ek myself gaan reward. En dan kan jy byvoorbeeld sê ek my volgende midpunt is 5 kilos en dan 10 kilos en so gaan jy aan. En dit is ook wat dit op die ouene die moeite werd maak en ook laat mens gemotiveerd bly en wil aanbeweeg is want jy doen dit, dis nie net 'n ding van doen nie, daar is ook celebrations en dit is eintlik amazing as mense span om jou het en julle kan dit saam celebrate. So ek hoop hierdie paar beginsels wat ek vandag met julle gedeel het, maak vir jou sin en dat dit vir jou ook 'n bietjie van 'n kopskuif bring in jou lewe. Julle ons moet by die waarheid uitkom en die waarheid en partymal dan staar dit reg in ons oë. Maar kom ons vat net gou weer 'n breek en dan gaan ek net weer al die punte wat ons vandag oor gepraat het en net weer die beginsels van vandag gaan ek gou weer saam met julle deurgaan. Ek is nou weer terug. Julle, dit was weer vanoggend so lekker om weer saam met julle te kuier. En ek wil net vanoggend se beginsels net gou weer saam met julle deurgaan. So die eerste ene is, soms mis mens soveel uit. En mens verloor jou vreugde en jou vrede en jou geluk, want mens is die hele tyd ingestel op wat ander het.
So jaloesie oor ander mense se geluk keer dat jy self by geluk kan uitkom. Die tweede beginsel is, leer om saam met ander se geluk te celebrate. En dit is partymal swaar, veral as dit nie so goed gaan met jou nie, maar dit breek daai gees van jaloesie. Nommer 3, die woord sê, die waarheid sal jou vry maak. Maar watse waarheid maak jou vry? En dit is, goddelike waarheid sal jou vry maak. Nommer 4, daar is nie so ding soos jou waarheid en my waarheid nie. Daar is net so ding soos goddelike waarheid en duiwelse verdraaiing. Nommer 5, as die vyand dit kan regkry om jou perspektief te corrupt, het hy dit reg gekry om jou oor enige iets te verblind. Nommer 6, die duiwel probeer die waarheid steel, sodat jy jou destiny mis, en ongelukkig en onvervuld moet wees, sodat jy jou vervulling by die wêreld gaan soek. Nommer 7, so die waarheid maak soms seer. Die waarheid snoei ons. Die waarheid vorm ons regte identiteit. Die waarheid konfronteer elke leuen van die vyand en die waarheid lei ons na 'n vervulde lewe toe. Nommer 8. So die waarheid wat jy glo, bepaal in watter rigting jy gaan. Dis hoekom dit so belangrik is om daagliks jou mindset te check en te sê, is dit in lyn met God se waarheid en sy woord? Nommer 9. Om goddelike karakter te bou sal tyd vat en dit verg deursettingsvermoë. Maar op die ou ende sal dit jou outomaties na jou destiny toe lei. En dan nommer 10. Daar's soveel mense met soveel drome, maar net die wat oorgaan in aksie sal hulle droom 'n werklikheid maak. So kom ons kyk net 'n bietjie na die 4 beginsels wat ons vandag oor gepraat het. So dit is eintlik beginsel 7, want ons het laasweek al 6 beginsels behandel. So die 7de beginsel is, ontdek weer wie jy veronderstel is om te wees, sonder om jouself met iemand anders te vergelyk. Nommer 8, kom by die waarheid uit. Die 9de beginsel is, bou goddelike karakter. En die 10de beginsel is om te vra, wat glo jy? En glo jy dat jy die ability het of die vermoë het om by dit uit te kom wat die Here vir jou instoor het? So as jy graag iets wil bereik, moet jy 'n plan in plek hê, maar ook oorgaan in aksie. Dit help nie net ons het oulike idees nie. Ons moet 'n plan hê, maar ook aksie. Maar dit moet ook realisties wees, want dit help nie jy probeer iets bereik wat buite jou vermoë is nie. En dit is presies daar wat ons moet sê, Here, ek wil dit bereik wat U aanleenlik vir my instoor het. So bid die week vir die Heilige Gees, sodat hy jou in waarheid sal lei. Jou ook sal help om goddelike karakter te bou, sodat jy die nodige karakter sal ontwikkel om te word wie hy jou geroep het om te wees. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor wees eerlik met jouself. En dan gaan ons 'n bietjie verder oor hierdie beginsel praat. Ek hoop regtig vanoggend was weer vir jou 'n openbaring en dat jy weer dinge kon sien vir wat dit is. En mag hierdie nuwe jaar vir jou soveel mooi in stoor het. Gaan droom, word wie die Here wil hê jy moet wees. Ek praat weer volgende week met julle. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Totsiens.